Wat 'n voorreg om weer so saam te kan wees by die woord van die Here, maar ook by mekaar en te weet ons is by die Here hier. Hy is daar by jou. Hy het jou lief. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy hoor jou gebede. Moenie dink dat hy, as jy niks voel of ervaar of dinge is maar 'n bietjie donker rondom jou, dat hy weg is nie. Die Here bly getrou vir altyd. En daarom wil hy deur sy gees altyd by jou wees. Hy wil jou altyd lei. Elke dag, elke oomblik wil die helper jou ondersteun en vir jou gebruik in sy diens. En dis juist waaroor hierdie geleentheid gaan. Ek wil by hierdie geleentheid praat oor hoe kan 'n mens voortdurend onder beheer van die Heilige Gees lewe? Want daar's baie keer 'n siening dat vervulling met die Heilige Gees praat mense, dit is eintlik net 'n ervaring en 'n manifestasie miskien of iets wat jy beleef het en dan is dit verby. En dan leef hierdie mense weer op 'n ou manier, terwyl geesvervulling is 'n verhouding met die derde persoon van die drie-eenheid. Die Heilige Gees wat nou in jou woon, wil met jou praat, wil jou lei, wil jou deur sy gawes toerus, wil vir jou beskerm, wil vir jou waarsku, wil vir jou kragtig gebruik om wonderwerke te doen. Hy wil deur jou werk, hy wil die fontein laat oorloop en ander mense seën rondom jou. So, dit is wat God wil doen. So, hy wil nie hê, jy moet net 'n ervaring hê, dat daar eens op 'n tyd het ek die ontdekking gemaak, God is 3, hy is nie net 2 nie. Ek het die derde persoon van die drie-eenheid, het ek leer ken vir God, die Heilige Gees, soos ek die Vader en die Seun lief het ek hom leer ken en hom leer lief hê. En dan was tye dat mense gesê het, mens bid nie eers tot die Heilige Gees nie. Hy is so half eintlik bietjie in 'n hiërargie. Jy praat met die Vader en die Seun, maar nie met die Heilige Gees nie. Nee, die Heilige Gees is volledig God en hy wil jou lewe beheer en hy wil vir jou lei en hy wil in die nouste verhouding met jou lewe. Daarom is dit belangrik om by hierdie geleentheid stil te staan bietjie en daaroor te dink. Is jy seker jy is vervul met die Heilige Gees? Lewe jy onder beheer van die Heilige Gees? Dis eintlik die groot vraag. Nou, voor ons daarby kom, wil ek vir jou hartlik uitnooi om vir ons te kontak hierso. As daar iets op jou hart is, ons telefoonnommer wat jy kan WhatsApp is 0791951586. Stuur vir ons 'n WhatsApp en sê vir ons sommer van waar jy ook inskakel. Dit is vir ons wonderlik wees om ook te hoor van oral oor waar mense inskakel. Hierdie programme wat op YouTube beskikbaar is onder Dirkie van der Spy bediening. Laat weet vir ons waar in die wêreld luister jy en ons bid so vir elkeen wat vir ons skryf en ons bring ook op 'n maandag kom die gebedsspan by mekaar en dan bid ons vir die versoeke en die gebedsversoeke wat julle deurstuur en ons kan nie altyd vir julle dankie sê en wens ons kan baie bydraes wat ons ontvang is anoniem en weet maar net die Here sien raak as jy geld vir hierdie bediening gee. Gaan niks na ons toe nie. Dit gaan net in die bediening om die evangelie te kan uitdra en om die kostes te dra vir die maak van hierdie programme en vir die ligtyd en vir die uitstuur en net vir die uitgawes hiervan. Dis alwaaroor dit gaan. Niemand word hierdeur verryk nie en weet dat as jy geld gee, dan wens ek kan jy lees en hoor wat mense vir ons skrywe. Ek het die Here ontmoet. Die Here het my aangeraak. Die Here het vir my gehelp. Dit is vir my die hoogtepunt van my week. Die Here het vir my ontmoet daar voor die televisie. So, ek wil vir jou aanmoedig, kom volg ons ook op sosiale media. Ons is op Instagram, op Facebook en op X. En ons begeerte is maar net om vir jou te begelei en geestelik te help om net sterker en sterker in die Here te word. Goed, by hierdie geleentheid wil ek vir jou die belangrike vraag vra. Is jy 100% seker dat jy vervul is met die Heilige Gees? Is jy 100% seker dat jy lewe onder beheer van die Heilige Gees? Nou, ek weet dat miskien het jy ook die paadjie geloop soos ek wat by 'n punt gekom het om te sê ek
ken nie eintlik die Heilige Gees nie. Toe die dominee vra, staan op, almal wat 100% seker is, hulle is vervul met die Heilige Gees, toe het ek nie geweet wat om te doen nie, en ek kyk toe maar rond, wat gaan die ander doen? Gaan nie eerlik wees nie, ek gaan kyk wat doen die meeste. Maar in my hart is ek daai aand uitgevang, want ek het geweet, ek het nog nooit oor vervulling met die Heilige Gees gedink, gepraat, gelees, of met die Heilige Gees 'n ooreenkoms gehad nie. Ek het nog nooit my hart volkome oorgegee en oopgestel vir die Heilige Gees se werking en vir sy beheer. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het net gesukkel met 'n frustrasie in my eie geestelike lewe, dat ek probeer om die stem van die Here te hoor, en dan hoor ek verkeerd, en ek weet nie waar om te gaan, en wanneer om waar te wees nie, dan mis ek die geleenthede wat die Here vir my bedoel het. En die probleem het ek sukkel om te getuig, ek wil getuig, ek wil so graag vir mense geestelik help, maar ek kom nie daarby uit nie. Ek het elke keer verskonings, of ek loop en dan draai ek weg. Probleem dat ek nie kan verander in my persoon nie. Ek sukkel met my humeur. Ek kry nie oorwinning oor my humeur nie. Ek het eintlik maar net 'n verlange in my hart gehad dat die Gees van die Here my lewe volkome moet kom oorneem. Dat ek die sleutels van my lewe volkome vir elke kamer in my huis, my kluis, my slaapkamer, my studeerkamer, my kombuis, my televisiekamer, elke deeltjie in my huis se sleutel behoort aan hom. Hy is daar in beheer. Baie keer is dit so, mense sê vir die Here, ja Here, U kan in my lewe inkom, maar hierdie dingetjie hierdie sleuteltjie hou ek maar net nog bietjie uit. Hierdie dingetjie, ek sal daar, ek wil nou nie vir U dit gee nie, want net nou vat U dit van my weg, en ek wil nog op hierdie manier maar aangaan, en hierdie verhouding, en daardie ding, en hierdie gewoonte, en hierdie gebruik, en dan hou ek terug, en ek gee nie oor nie. En dan kry ek ook nie die oorwinning wat die Gees van God alleen vir my kan gee nie. Nou, miskien het jy ook so op daai punt gekom, dat jy verstaan, dis 'n opdrag. God sê, sy kinders, sy kenmerk moet wees, dat hulle onder beheer van die Heilige Gees lewe. Efesiërs 5 vers 18 sê, word vervul met die Heilige Gees, en by 'n punt gekom om hierdie saak met die Gees van God uit te maak, en jy het vir die Gees die volle reg en die volle beheer gegee, en gesê, maak met my wat U wil, ek is in U beheer, onder U beheer, verander my soos U wil, gebruik my soos U wil, en jy weet, daar was 'n afspraak en 'n ooreenkoms, en jy het dit miskien in jou Bybel neergeskryf, of op 'n kaartjie, en jy weet, jy het 'n keuse gemaak, en gehoorsaam geword aan Efesiërs 5 vers 18, want daar staan, word vervul met die Heilige Gees. Dis 'n opdrag, en jy het dit gedoen, en jy is seker, dat jy hierdie ooreenkoms gemaak het, en die beheer aan die Gees oorgegee. Nou, het jy begin twyfel. Daai tyd het jy 'n wonderlike gevoel gehad, en 'n emosie wat jou gedra het, en jy het regtig eintlik naby die Here gevoel. En toe dit verander, toe dinge verander. Nou, op 'n stadium, het jy nie meer daar dieselfde emosie nie, jy beleef dit nie meer nie, nou begin jy wonder, maar was dit nou reg gewees, en hier duiwelse stemmetjie sal vir jou suggereer, ja, jy het nie regtig alles vir die Here gegee nie, nee, het nie eintlik gewerk nie, die Here het nie kon oorneem nie, kyk hoe voel jy nou weer man, of jy het weer gesondig, en nou voel jy skuldig, en jy voel teleurgesteld, en jy voel dat die Here is kwaad vir jou, en jy vermy hom, en jy het weggedwaal, en jy het weer begin terugsak, en na die ou gewoontes toe, en half die Gees begin eenkant stoot. Die Bybel leer vir ons, dat ons kan dit doen, ons kan die Gees bedroef, maar ons moet dit nie doen nie. En nou, omdat jy die Gees bedroef het, nou dink jy, hy is kwaad vir jou, dat hy jou verlaat, en jy is nou weer terug waar jy was voor jy met die Gees 'n afspraak gemaak het. Nou, moenie dat die vyand met leuns vir jou uit jou geesvervulling kom wegvat nie. Weet dat baie mense sê, ja, ek was seker, ek het naby die Here gelewe en sy Gees was in beheer, maar toe hoor ek nou van iemand anders wat nou hierdie ervaring gehad het, ek het dit nog gehad, nou soek ek hierdie ervaring, of ek het nog nie in tale kon praat nie, nou soek ek hierdie, nou sê hulle, ek moet hierdie woordjies aan mekaar herhaal en oor sê, dan gaan dit kom, nee, en nou is ek in 'n stryd, wat is die eintlike punt?
Jy het die leuen van die duiwel geglo, dat die Gees jou gelos het. Dat jy nie presteer nie, dat jy hom teleurgestel het, dat jy weer sonde gedoen het, dat jy iets verkeerd geëet het en nou nie lekker voel nie, of wat dit ook al is, nou het jy geglo, ek het die Gees verloor. Nou, wat beteken geesvervulling? Ek dink die geheim wat ek vir jou wil kom wys uit die skrif, is dat dit nie net eenmalig is en dan is dit verby nie. Dis 'n verhouding. En in 'n verhouding dwaal 'n mens weg, jy sê verkeerde goed, jy ignoreer, jy beloof en jy doen dit nie. Maar dan is die geheim om dadelik terug te kom, om onmiddellik te herstel. Om nie toe te laat dat jy weer terugval op die ou manier en weer begin glo dat die Gees jou gelos het en dat dit nie gewerk het nie. Ja, nee, wat dit het nie gewerk nie, voel dit vir jou. Moenie dit glo nie, moenie dat die duiwel jou mislei nie. Kom ek vat vir jou net na die lewe van Petrus. Ons kan Petrus se lewe so 'n bietjie na kyk, net om te sien wat sy ervaring was. Nou ons weet dat hy vol van homself was en dat hy op 'n swaar manier agtergekom het. Dat hy homself hoër ag en hoogmoedig ag, beter as die disippels, hulle sal U verlaat, maar ek sal dit nie doen nie, en hoe hy dan 3 maal vir Jesus verloon het, en hoe dat hy gesê het, hy ken nie vir Jesus nie, en Jesus blykbaar daar verbygestap het, en hom gekyk het, en daardie kyk het alles gesê, en die haan wat gekraai het, en hy het geweet, ek het my Here verloon, ek het my rug op hom gedraai, ek het gesê, ek is nie syne nie, ek behoort nie aan hom nie, ek het hom nie lief nie, ek het weer gesondig. En dan wat gebeur, op Pinksterdag bid hy, en hy vra dat die Gees van die Here moet kom oorvat, en die Heilige Gees kom in 'n vuurtong en steek eintlik sy hart aan die brand, met 'n liefdesvlam wat hom onverskrokke laat uitstap met vrymoedigheid en met krag en in die gesag van die Here, en stap hy daar in en hy preek vir daai soldate en daai Romeinse ouens wat hom vir Jesus gekruisig het, en hy preek vir die Sadduseërs en die Fariseërs en vir die skrifgeleerdes en familiehoofde, en hy is nie meer skaam nie, en hy is nie meer bang om te sê, julle het die Seun van God doodgemaak, wat vir die hele sonde nou gesterf het, en nou het hy die dood opgestaan en hy leef, en daar is nuwe lewe by hom, daar is vergifnis by hom, en 3000 mense aanvaar dit en kom tot bekering. Wat 'n ervaring van die Gees. En dan lees ons later, neem hulle hom gevang, en nou kan jy dink, nou sit Petrus en Johannes daar in die tronk, en hulle is verwerp, en hulle gaan nou seker ook gekruisig word, en ook doodgemaak word, en hoe het hulle gevoel? Bring hulle voor die hof, en voor daardie, kla hulle voor die leiers aan, en dan staan Petrus dan lees ons, dat daar staan, dat in Handelinge 4 vers 8, dat hy was vol van die Heilige Gees. Die Gees het hom as het ware opnuut net kom bekragtig, en vir hom kom sterk maak al voor die Joodse raad, sodat hy kon getuig, en die Gees van God net oorgeneem het, en hulle verstom gestaan. Is hierdie nie daai eenvoudige, ongeleerde vissermanne? Hoor hoe praat hulle, sien die gesag, sien die oortuiging, sien die wonderwerk van hierdie man wat gesond geword het, sien hoe dat Jesus leef in hulle. En dan, as hulle vrykom, dan gaan hulle terug daar na hulle klein groep, na hulle mense toe, hulle is, wat gebid het, en gesê, die Here asseblief, red ons leiers, verlos hulle, moenie dat hulle doodgemaak word nie, dat hulle steeds kan aangaan met die evangeliese verkondiging, en as Petrus dan daar terugkom, nadat hy vrygelaat is, en dan bid hulle weer saam, en dan bid hulle, Here asseblief, ons het nou weer vrees, en ons het nou weer ons vrymoedigheid verloor, maar Here, kom gee vir ons weer die krag van die Gees, dat ons met vrymoedigheid sal getuig, kom rus ons weer toe, en dan is daar 'n skudding, en lees ons 'n derde maal, dat Petrus vervul is met die Heilige Gees, en dat hulle almal met nuwe krag en oortuiging en liefde die wêreld gaan aan die brand steek het met die evangelie. Hoor jy wat het in Petrus se lewe gebeur? Daar was nie net 'n eenmalige ervaring nie, daar was 3 geleenthede wat ons lees in die skrif, waar hy opnuut vervul is, waar hy opnuut bekragtig is. Ja, hy het 'n verhouding met die Heilige Gees, en daar's krisisse waar die Heilige Gees hom weer kom toerus het, dan is daar weer 'n gebedsgeleentheid waar hy 'n ontmoeting gehad het met die Heilige Gees, en waar hy net ervaar die Gees van die Here
is in hom en vat weer die beheer en versterk hom weer en bemoedig hom weer en ongeag hoe hy voel, dan stap hy uit en hy weet die gees van die Here is met hom. Ja, geesvervulling is 'n verhouding en nou stap hy saam met die gees hier uit. So dis wat ons leer, nie net dat geesvervulling is 'n eenmalige ervaring nie. Of is, ja, na jou bekering moet jy hierdie second blessing kry. Jy moet hierdie ervaring hê van die gees. Nee, jy moet nie net 'n second blessing hê, jy moet 'n third en 'n fourth en 'n fifth. Jy moet aanhoudend onder die gees se beheer lewe. Jy moet hom toelaat om jou voortdurend deur te vervul en te bekragtig. Dis wat in Handelinge 4:31 staan. Hulle het net daar beleef, skielik, dat die plek skud en die gees hulle kom bekragtig en opnuut kom vervul. Al die wonderlike dinge vir jou voor. Dis nie net 'n eenmalige iets wat afgehandel is en nou is dit verby nie. Nee, dis 'n wandel met die gees. Daarom leer die Bybel ons ook, wandel deur die gees. Dis tree vir tree, waar jy gaan. Die gees gaan jou lei en hy gaan saam met jou wees en hy gaan jou bekragtig. Maar weet jy wat lees ek? Dit is my eintlik hartseer om te lees oor Petrus wat weer teruggeval het en gesondig het. Maar dit is aan die ander kant vir my so bemoediging, want ek weet, kyk, hierdie geesvervulde man van God kan weer struikel, kan weer die gees ongehoorsaam wees, kan weer onder die gees se beheer uitbeweeg en sy ou natuur toelaat. Kom ek lees vir jou wat staan in Galasiërs 2 vanaf vers 11. Toe Sefas, ander naam vir Petrus, egter later na Antiochië toe gekom het ek, Paulus, my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met die nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aangekom het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Toe ek Paulus sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daar voor almal vir Sefas, vir Petrus gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Nou, interessante stukkie geskiedenis. Nou, hulle hoor nou die Grieke, daar in Antiochië en die Italianers, die Romeine, hulle kom tot bekering. En Petrus het daar 'n geweldige groot ontploffing en herlewing en mense het 'n gemeente begin vorm, 'n groot gemeente van mense van verskillende nasionaliteite. Hulle is nie 'n Joodse gemeente soos in Jerusalem nie, maar nou kom Jerusalem se leiers. Nou kom Jakobus hulle en hulle kom kyk, wat gaan hier aan? En toe Petrus dit hoor, toe skielik besef hy, maar wat gaan hulle nou sê as hy saam met hierdie nie-Jode saam eet en hy het nie meer hulle seremonies, ou Joodse gebruike nie, dan gaan hulle hom verwerp en hulle gaan sleg dink van hom. En jy sien, die duiwel ken ons swak plekke. Hy weet dat Petrus wil aanvaar wees, hy wil nie verwerping beleef nie. En daarom dat hy vir hom op 'n manier skielik nou eenkant begin hou. Nou maak hy asof hy die Joodse gebruike nog eerbiedig en hy doen nog hierdie rituele van handwassing en van afsondering van die mense wat nie Jode is nie. Hy hou hom eenkant, hy eet nie saam met Jode nie. Hy eet nie saam met mense wat nie Jode is nie. Hy hou hom weer aan die Joodse seremonies en die Joodse gebruike en die ou tradisies. Jy sien die gevaar van mense wil aanvaarbaar wees, of jy wil die tradisies, wil jy net in stand hou. Ja, ons het nooit dit in die verlede so gedoen nie, ons doen dit nie, ons verander nie. Ons is gewoond, ons maak altyd so, ons sal so bly maak. Die gevaar van tradisie wat 'n mens kan vasbind en jy ongehoorsaam maak aan die gees van die Here. En daarom dat hy vir hom sê, Paulus kom sê vir hom, jy het die reguit pad nou verlaat, jy het gedwaal. Nee, Petrus, jy's nie op die regte pad nie.
Jy is heigel nou, jy gee nou skynheilig voor dat jy nou nog al die gewette van die Jode ook nou nog in ag neem en hulle gebruike en hulle tradisies nakom. Nou verwar jy hierdie mense wat nooit Jode was nie. Nou begin hulle wonder, moet ons nou ook is dit godsdienst, moet ons nou ook hierdie dinge doen? Want hierdie Joodse leiers, hulle maak so en so, en Petrus het nou ook so begin maak, moet ons nie nou ook so begin maak nie? En daarom sien ons maar eintlik wat hierdie gedeelte in Galasiërs vir ons, Galasiërs 2 vers 11 verder. En wat hy vir ons wil illustreer is maar net om vir ons te sê, kan jy sien, 'n geesvervulde man soos Petrus, wat sulke noue verhouding met die Heilige Gees gehad het en sulke wonderlike dinge het die Gees deur hom gedoen en sy gawes het so kragtig deur Petrus gefunksioneer. Maar weet jy, hy bly 'n mens en sy ou natuur is nog steeds daar en hy kan weer struikel en hy kan weer wel aanvaarbaar wees vir mense en ongehoorsaam wees aan die Heilige Gees. So daarom dat ons moet weet, dis hoekom die Bybel ons waarsku. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Ons kan weerstand bied en ons kan vir die Gees eenkant toestoot en ons kan weer nie in 'n regte verhouding met die Heilige Gees lewe nie. Daarom het Paulus ook vir hulle skryf, hy sê, moenie die Heilige Gees weerstaan nie, moenie die profesie nou verhinder nie, moenie nou, omdat daar verkeerde profesie is, nou as jy gooi hulle al die profesie uit hierdie baba met die vuil badwater. Nee, kry die verkeerde profesie uit die pad uit, en hou vas aan die ware profesie, en wees gehoorsaam en oop, dat die Gees deur julle kan werk. Hou daardie verhouding in stand met die Heilige Gees, ten alle koste. Nou, daar's vyande wat vir ons wil keer om geesvervuld te lewe. Daar's vyande wat wil keer dat ek en jy onder beheer van die Heilige Gees leef. En die grootste vyand is in ons, dis ons ou natuur, want as jy 'n Christen word, dan verdwyn jou ou natuur nie. Nee, jou ou gewoontes en jou selfsugtigheid en jou selfgesentreerdheid is nog steeds daar. Hierdie begeerte om geëer te word en aansien te hê en om geag te word, is nog steeds daar. Hierdie begeerte om vergeet ander mense, dink aan jouself en leef selfsugtig. Dit is vir ons van nature is. Ons word kwaad, ons wil onsself laat geld, ons wil uit ons ou natuur weer reageer. Nou lees ons in die Bybel, ons het hierdie ou natuur in ons, en nou gee Paulus vir ons raad. Ek gaan vir jou lees uit Galasiërs 5. Hoe moet ons nou geesvervuld bly? Galasiërs 5 vers 16 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder dit wat die wet verbied en wat die meer onder die wet nie. Nou sien jy, 'n mens het 'n stryd nog steeds. Jou ou natuur is daar, jou sondige geaardheid is daar. Hy wil steeds maar nog weerstand bied. Die Bybel sê ook dat ons moet weet dat ons het 'n vyand, 'n ou natuur wat weer wil oorneem en weer die beheer van ons lewe wil neem. En daarom is die geheim van 'n Christen. Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon en dan gehoorsaam wees aan my. Paulus sê, om 'n Christen te wees beteken, ek het gesterwe, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. So dit bly 'n voortdurende kies teen jou sondige geaardheid. Ons het 'n ander vyand, en dis hierdie sondige wêreld waarvan ons lees, wat die verlore seun gelok het. Hy wil daarom nou daardie meisies leer ken, en daardie partytjies hê, en daai dwelms, of daai drank, of hierdie ding ervaar. En hy sal dit net ervaar en dan sal hy dit los. Hy wil maar net bietjie die wêreldse suigkrag, wil hy maar net bietjie gaan kyk. En dan sien ons hoe dat hierdie wêreldse suigkrag hom van God en sy Vader al weggetrek het en uiteindelik in die varkhok uitgespoeg het. Hier sit hy in die varkhok. Dis waar sy lewe geëindig het. Dis wat die wêreld met jou maak. Maak die konfytblikkie leeg en gooi jy die blikkie weg. Ja, ons sien dat die saad wat gesaai word,
val daar tussen die onkruid. En hy sê, dis die wêreldse versoekinge, die wêreldse genietinge, wat hierdie koringare dooddruk, dat hulle nie groei nie, want dis die onkruid van bekommernisse en wêreldsgesindheid en sondige dinge in hierdie wêreld, wat ons wegtrek van die gees van God se dinge. Daarom moet ons gehoorsaam wees. Ons moet luister na wat die Gees vir ons sê. Ons moet bly kies teen die wêreld. En natuurlik is die duiwel ook daar. Hy is ook 'n vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu. Hy soek om in te kom in die huis. Hy soek om ergens ter ingang te kry, om sonde te kry waar hy in kan kom. Hy loop soos 'n brullende leeu rond om te soek om te verskeur en seer te maak en skade te bring. Hy sal met allerlei versoekings kom. Hy's 'n realiteit. Hy wil vir jou deur sy bose magte wegtrek van God af. So daarom, wat is die geheim om geestelik te lewe tot eer van God? Jy moet onder beheer van die Gees bly. Jy moet bly kies teen die Satan, teen die ou natuur en teen die sondige wêreld. En dan moet jy bly kies vir die Gees se beheer in jou lewe. Daardie opdrag word vervul, staan in die direktiewe tyd. Dit moet eintlik vertaal word voortdurend deur vervul met die Heilige Gees. Kom ons vra die Gees om die beheer van ons lewe te neem en 24/7 ons onder sy beheer te hou. Here Jesus, vergewe my dat ek maar weer die ou natuur toelaat en die sonde en die wêreldse dinge en die duiwel. Here, ek kies opnuut vir U en ek wil by U bly en ek wil elke oggend opstaan en onder U Gees se beheer lewe. Ek wil doen net wat U wil sê. Gees van God, vervul my met U volheid elke oomblik en beheer my elke dag in elke situasie in Jesus naam. Amen.